Kom Heilige Geest, kom Heilige Geest, kom Heilige Geest, en dag oor ons neer. Daar waar jy staan, maak het gou vir 'n oomblik toe jou oë. Kom ons bid net saam. Vader, dankie dat U hier is vanoggend. Dankie Heilige Gees dat U vanoggend in ons beweeg en in ons werk. En ek vra vanoggend, Here, dat U elkeen sal kom aanraak wat sê, maar Here, ek het nodig dat U opdaag, ek het nodig dat U deurbreek, ek het nodig dat U daar is vir my in hierdie tyd. En ek vra Heilige Gees, kom daag op vanoggend. Here, stort U Gees vanoggend uit oor ons kerk, Here, oor ons gemeente, oor elkeen wat hier is. Here, gee vir ons vanoggend 'n vars salwing van die Gees, vars olie wat kom loop en elke wond kom gesond maak. En ek wil vanoggend vra, as enige iemand is wat sê, maar Jesus, ek het nodig om terug te kom na U toe. Ek het nodig om terug te kom na U voete toe. Dan wil ek vra, Here, dring vanoggend in ons gees, werk daai ding op in ons gees, sodat ons terug kan kom by U. En dankie daarvoor, Here, dankie dat ons kan terugkom huis toe vanoggend, terugkom na U voete toe, en dankie dat U ons ontvang met 'n liefde wat alle verstand te bowe gaan. Ek vra vanoggend, Here, kom werk deur die woord, kom werk soos wat U al reeds gewerk het, Here, in die aanbiddingstyd. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir elke genesing. Dankie vanoggend vir elke hart wat terugdraai na U toe. Dankie vanoggend, Here, vir 'n toerusting in die Gees, daai wapenrusting wat U vir ons aantrek, sodat ons kan staande bly in hierdie tyd. En ons gee vir U die eer daarvoor. En ek ervaar sommer net dat ek vanoggend moet bid vir ons kinders ook. En ek wil vanoggend vra, Here, dat die elke mamma en pappa in hierdie gebou, dat die elke een van hulle sal toevou en omvou met die liefde en die gees en die krag en die glorie en die genade. En saam met dit wil ek vra, Here, dat die in hierdie tyd, Here, ons kinders sal bewaar. Want terselfdertyd dat U ons kinders sal oprig, Here, om nie skaam te wees vir U nie skaam te wees vir die evangelie nie. En kan ons vra, Here, dat U elke kind wat in hierdie gebou is, elke kind wat in hierdie dorp is, dat U vir hulle 'n taal sal gee wat oor hulle lippe kom in hierdie tyd. Dat hulle selfs in Pick n Pay sal sê, maar Kerstyd gaan oor Jesus. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir elke papa en mamma, dankie vir elke gesin, dankie vir elke kind, en net so dankie vir elke een wat deel is van hierdie geestelike familie. Ons eer U, ons is so lief. Dankie dat U hier is vanoggend. En almal sê saam, amen. Amen. Kan ons sommer net vir ons lofprysingsgroep ook 'n groot hande klap gee. Baie dankie julle. Ek moet sê, vanoggend is nou een van daai, weer een van daai oggende, Pieter, waar ek amper voel, julle kan maar aangegaan het, jy weet, dan doen ons net die doop aan die einde, en dit was my amper goed genoeg. Maar dankie vir julle harte, dankie dat julle altyd beweeg in die gees, en altyd beweeg in die salwing. Ek staan nou agter en, ek is mos my ou softie. So die oomblik as ek so iets van die gees beweeg, of het 'n hoendervleisie is, en of het aan die ander kant daai opwekking van die gees is, dan begin my trane loop, en vanoggend was een van daai, so dankie vir julle. Ek is so opgewonde oor hierdie tyd, ons het vandag 'n spesiale doop ook, en ons is bitter opgewonde saam met julle. Dankie vir julle as familie wat hier is vanoggend, en vir al die vriende wat ook hier is, dis vir ons altyd so groot voorreg, en veral in hierdie tyd van Kersfees, so ons probeer om oor hierdie paar weke aan 'n paar Kersthemas te raak, en ons ongelooflike goed wat uitkom. Ek is opgewonde oor dit wat die Here ook volgende week gaan doen, en soos ons al hoe nader kom aan daai Kersdag met die geboorte van Christus. Nou een van die goed wat ons nie verwag het in hierdie tyd nie, is dat ons gister so 'n bietjie 'n vierdoop sou gehad het in Delmas.
Nou, dit klink vir my, dis deel van die ervaring van die dorp, is om vast te sit op 'n grondpad. So ons was gister in daai ding in gewees, en ek weet nie of julle geweet het nie, maar ons modder is baie diep, so as jy moet ver ry op 'n grondpad, maak maar seker in die regte kar, of ry maar net om, maar dankie vir almal wat daar gehelp het, ek dink ons het ons ervaring gehad, en prys die Here dat dit dalk nie weer sal gebeur nie, dalk gebeur dit weer, maar 4x4 en modder en al die lekker dinge, maar wat 'n wonderlike tyd nie, ons het hierdie opgewondenheid in ons gees, dis ons eerste Kerstyd in Delmas, en ons wag nog vir die somer, maar prys die Here, nee, vir die reën en vir al hierdie goed. So ons praat vandag oor 'n volgende Kersthema, ons praat oor elke belofte is 'n wapen, elke belofte is 'n wapen. Sien, ek dink een van die goed wat Kerstyd baie keer doen in ons gees en baie keer doen in ons gedagtes, is dit daag ons uit om sekere dinge weer te ondersoek, om seker te maak ons prioriteite in ons lewe is reg, om seker te maak ons harte is nog steeds skoon, want as dit nie is nie, dan word Kerstyd vir jou 'n moeilike tyd. Dan word dit vir jou tyd waar jy die vreugde van elke oomblik, van elke bediening, van elke datum begin mis. Sien, ons begin die vreugde van hierdie tyd mis, as ons in 'n plek is waar daar hierdie vuil filters in ons gees en ons gedagtes is, want ons sien elke oomblik deur die gemors wat hier in ons kop aangaan, of hier in ons harte aangaan. Daarom is Kerstyd vir my so mooi, want dit dwing my om te evalueer wat op die oomblik in my lewe aan die gang is, en dit dwing my om seker te maak, ek neem deel aan hierdie vreugde van die Here. Kan ek dit sê, toe ons gister nou daar vas sit, nou, ons het 'n RAV4, so het bietjie breër bande, en in my kop moet hierdie ding ry. Maar, nou sit ons vas, en op 'n stadium sê ons seentjie, hy sê nee, maar hy sal gaan kyk. Hy sal uitklim, en hy sal ondergaan, nou weet ek, jy's enige goeie papa moet nou maar eerder uitklim. Maar nou kyk ek die modder, en ek kyk hierdie ding, en op 'n stadium, raak het eintlik so 'n joyful moment. Dit nie daar begin nie, maar dit word so 'n joyful moment, waar ons sit en kyk vir die koeie langs die pad. En daar is daai vreugde wat skielik begin opkom. Hier is nou avontuur. Dis 'n ding wat ons nog nie beleef het nie. En ek dink baie van ons kom op 'n stadium in hierdie tyd van die jaar, waar jy so 'n bietjie evalueer en jy kyk bietjie terug en as jou hart nie op 'n goeie plek is nie, dan gaan elke klein dingetjie wat nou nie regloop nie, of wat jy vergeet het om te doen in 'n jaar, of drome wat jy nie gevolg het nie, gaan jou skielik onderdruk. Maar in die middel van dit, is daar die oomblikke se vreugde, waar ek amper in die gees kan staan, en ek kyk na die koeie langs die pad, en ek wonder, hoe gaan ek jou melk? Is nooit 'n goeie idee nie, blykbaar, maar maar daar's 'n vreugde in hierdie tyd. Die ander ding wat gebeur, is in hierdie tyd van die jaar, kom herinner die Gees ons, Johannes 14:26, kom herinner die Gees ons al hoe meer aan sekere dinge wat die Here deur die jaar in ons gees kom inplant het, sekere sade wat hy kom saai het, sekere drome wat hy vir ons gegee het, sekere beloftes wat hy in ons gees kom inplant het. Hy kom herinner ons juis in hierdie tyd daaraan, en dan dink jy die hele tyd oor daai goed, en baie keer kyk ons terug, en jy het amper hierdie spyt in jou gees. Hoekom het ek daai ding nie gejaag hierdie jaar nie? Hoekom het ek daai ding nie gedoen nie? Maar Kerstyd dring my om my fokus af te haal van dit wat ek nie kon nie, en dit te sit op hy wat kan. En dis vir my die mooi deel van hierdie tyd. So ergens is daar hierdie evaluasie in die gees, maar saam met dit is daar die herinnering aan die beloftes, die profeseë, die planne wat die Here vir jou deur die jaar gegee het. En ek wil net sê, die beloftes van die Here is nie 'n nuwejaarsvoorneme soos om te begin draf nie. Almal van ons het al ergens op 31 Desember gesê, hierdie jaar begin ek oefen. En dan begin 1 Januarie, dit lyk of dit gaan reën. En dan kom die volgende maandag, ek sal die maandag daarna begin. En dan begin het, ek sal met Paastyd. En dan is die winter is te koud, so ek kan in elk geval nie draf dan nie. En dan is dit weer 31 Desember. Maar
As ons vandag praat oor die beloftes van die Here, so deur die jaar gee die Here vir jou die sekere beloftes. Hy herinner jou, juist in hierdie tyd, aan daardie dinge, en saam met dit, is daar sekere goed wat ons gedoen het, sekere goed waar ons ingestap het, maar ander waar ons nie ingestap het nie. Maar daar is hierdie beloftes, wat die Gees vir ons gee, daar is hierdie beloftes, wat die woord vir ons gee, daar is hierdie dinge waarin hy sê, maar in hierdie tyd wil ek hê, jy moet jou Gees weer fokus, om daai goed na te jaag, want ek is in hierdie spesifieke ding, sien daar sekere planne, daar sekere drome, waarin die Gees my kom herinner. Partykeer is daar 'n belofte wat die Here vir my gee. As jy vandag daai foon optel, gaan daai persoon antwoord. Ander keer is daar 'n belofte wat die Here vir my gee, en is daar daai ding van, ek moet daai kursus gaan doen, en dit gaan goed gaan, of ek moet met daai persoon trou, en ek moet vertrou, dat dit die regte persoon is. So daar is so baie dinge, wat die Here vir ons deur die jaar gee, daar is so baie beloftes, wat hy op ons pad bring, en daar is so baie dinge, waar hy ons kom herinner, maar ek is in hierdie storie, maar, baie keer kom ons in hierdie tyd van die jaar, en het voel vir ons, of al daai beloftes, daai planne, daai profeseë, baie ver weg is, van waar ek nou is. Here, ek het hierdie ding sien kom in my lewe, maar dit het nie gebeur nie. Here, ek het hierdie belofte ontvang, maar ek sien dit nie uitspeel nie, en het voel of daai goed ver is. Maar hier is die ding van 'n belofte van Here. Die wag en vashou, en bid daarvoor, die geestelike oorlogvoering, die bloed, sweet en trane, om by daai belofte van die Here uit te kom, of om dit te sien opdaag. Dis die moeite werd, wanneer ek agterkom, daar's 'n krag agter 'n belofte. Die oomblik as 'n belofte van die Here oopbreek in jou lewe, dan's daar iets wat losgelaat word in jou hart, in jou gees, in jou familie, en selfs in generasies wat na dit kom, wat bevryding en genesing en al hierdie dinge bring, vir so baie. Sien, beloftes van 'n mens kan 'n dag beter maak, maar 'n belofte van God transformeer jou hele lewe. En hierdie tyd is veronderstel om ons terug te bring by daai plek, waar ons gevra, maar Here, watse beloftes het U vir my in die jaar gegee? Watse beloftes is daar op die tafel vir my gesin? Watse beloftes is daar op die tafel vir my huwelik? En is veronderstel om ons te forceer, om weer daarna te gaan kyk, en dan om te vra, maar Here, hoe lank nog? Die Bybel sê hierdie, dit sê op 'n stadium, remind me of my promises in die Engels. Hoe mooi sal dit nie wees, as ons in hierdie tyd vir die Here vra, wat is daai beloftes wat nog geldig is vir my lewe? En ek herinner hom, en ek sien dit oopbreek in my gees, in my lewe, in my huwelik, in my besigheid nie. Ek dink nie ons besef, hoe baie beloftes, profeseë, planne, die Here vir jou het nie. Ek dink nie ons besef, dat daar 'n belofte in die woord is met jou naam op, 'n profesie in die woord is met jou naam op, 'n plan in die woord is met jou naam op nie. Hy's nog nie klaar met ons nie. En hierdie tyd is veronderstel om ons te herinner aan daai feit, dat hy nog nie klaar is nie. Dat daar 'n belofte is wat ergens kan deurbreek. En dis hoekom ek so opgewonde is oor Kerstyd, want dis nie net 'n tyd van geskenke nie. Dis 'n tyd wat my herinner. God het nog steeds 'n plan met my. God het nog steeds 'n plan met my gesin. Hy het nog steeds 'n belofte met my naam op, net soos wat hy gehad het vir Israel 2000 jaar terug. Hy het nog nie van my vergeet nie. Ek dink op 'n stadium is Israel op die plek 2000 jaar terug waar hulle sê, maar Here, ons sien al die beloftes van die woord, ons sien al die profeseë, ons sien al hierdie planne, maar waar is dit? In Kerstyd kom breek hy daai belofte skielik oop en die geskiedenis van die wêreld verander. Die geskiedenis van die wêreld verander. Iets wat vir my so mooi is. Ek dink, baie van ons kry die beloftes van die Here. En dalk is 'n belofte wat jy kry van die Here. Ergens hoor jy 'n woord in 'n preek. Ergens is daar 'n vers wat jy lees. Ergens stuur iemand vir jou 'n boodskap of 'n gedagte. En jy kry daai belofte en jy hou vas daaraan. Maar baie mense skryf dit neer, hulle skryf dit in 'n joernaal, hulle maak 'n nota, sodat hulle nie vergeet nie, maar baie keer skryf ons daai goed nie neer nie, ons het daarnes opgeteken nie. Dan kom ek aan die einde van die jaar en ek dink, wat het ek met my lewe gedoen in hierdie tyd? Maar as ons gaan neerskryf, dan gaan jy patrone sien ontwikkel. Hierdie Here, hierdie ding beloof. Hierdie Here, hierdie ding beloof vir my gesin. Hier het hy dit beloof vir my skool. Hier het hy dit beloof vir my finansies. En dan sien ek die patroon van waarheen hy op pad is in my lewe.
So daar's krag in 'n belofte van die Here. Daar's krag in 'n belofte van die Here, dat jy kan weet, maar hy's nog nie klaar met my nie. Soos ons kry in Lukas 1, kry ons die voorbeeld van God beloftes, of beloftes van God, Lukas 1. Ons kry eintlik die ongelooflike verhaal van die Here wat die engel Gabriël aarde toe stuur. En hy stuur hom aarde toe om die geboorte van 2 seuns aan te kondig, Johannes en Jesus. Maar die engel Gabriël was 'n aardsengel. Nou, 'n aardsengel was 'n groot engel in die Here. So 'n aardsengel was een van daai engele, wanneer hy opdaag, was dit intimiderend. Hy was groot. En net so by the way, die engel Gabriël leef vandag nog. Hy leef vandag nog. En hy was die boodskapper van God, en elke keer as hy opgedaag het, het hy 'n spesifieke plan, 'n visioen of 'n profesie van die Here gebring vir die mense met wie hy moes praat. So dan daag hy op om die geboorte van die 2 seuns aan te kondig. En dis intimiderend, want hy's groot. En hy stap in die heiligheid van God. En dan staan hy by hulle en hy sê, moenie bang wees nie, want ek bring goeie nuus. So dan kom hy in die eerste plek, kom hy by die jong vrou met die naam Elisabeth, en hy sê vir haar, Elisabeth, jy gaan 'n seun in die wêreld bring, en sy naam sal Johannes wees. Hier's die belofte, Elisabeth, jy gaan 'n seun in die wêreld bring, en dan sê hy sal van geboorte af met die Gees vervul wees, Dit was die eerste baba in die woord, wat van geboorte af al reeds die Heilige Gees ontvang het. En dit was vir 'n spesifieke doel, dit was om die weg voor te berei vir Jesus se koms. Maar saam met dit was dit om die weg voor te berei vir sy bediening, om die weg voor te berei vir sy geboorte. So hy was gevul met die Gees. En dan staan Elisabeth daar. En ek probeer dink wat deur haar gedagtes gegaan het. En ek dink, sy het waarskynlik gedink, maar Gabriël, dit klink mooi. Maar ek kan nie kinders kry nie. Elisabeth kon nie kinders kry nie. Maar God, hier's die belofte. Sien, elke belofte van God het elke nou en dan hierdie maar God oomblik. Elke keer as die Here vir jou belofte gee, gaan al maar God oomblikke wees. Ek het dit nie sien kom nie, maar God het opgedaag. Ek het nie gedink ek gaan gesond word nie, maar God was daar. Ek het nie gedink hierdie huwelik gaan uitwerk nie, maar God het dit kom draai. En elke belofte van God, van die Here, is daar hierdie maar God oomblikke. Maar God het opgedaag, en hy het verander, en hy het lewe gebring, en hy het opstanding gebring. Ek het dit nie gesien nie, maar God was daar. So hy gee vir ons hierdie oomblikke, hoekom? Sodat ons sal weet, hierdie is sy plan. So hier staan Elisabeth, Gabriël, ek kan nie kinders kry nie. En ewe skielik word sy swanger. Maar God. En dan 6 maande na swangerskap, en daag Gabriël op by die maagd met die naam Maria. En die oomblik toe hy opdaag by Maria, was die geskiedenis besig om te verander, soos wat hy praat. So kom ons lees saam. Lukas 1 vers 26. Lukas 1 vers 26 tot 28. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. So 'n ander woord vir begenadigde is ook 'n geseënde of een wat 'n spesiale geskenk ontvang. 'n Geseënde of een wat 'n spesiale geskenk ontvang. En hier is wat vir my so mooi is van die woord begenadigde. Die woord begenadigde word 2 keer in die Bybel gebruik. En die tweede keer wat hy gebruik word is in Efesiërs 1 vers 6. En daar word dit gebruik waar Paulus dan sê, maar hoe goed en hoe mooi is dit, dat die Vader vir ons sy seun gestuur het om ons te red. En dan sê hy, ons koning is goed vir ons. Maar wat vir my mooi is van dit, elke keer wanneer hierdie woord genoem word, begenadigde, word dit gebruik in die woord, om 'n lyn in die sand te trek. Om te sê, hier's 'n waterskeidingsoomlik van dit wat was, na dit wat gaan wees.
Dit was gebruik om te sê, maar daai belofte, daai ding waarvoor jy gebid het, daai ding waarin jy vasgehou het en geveg het in jou geesmens, daai ding wat jy glo die Here in jou lewe gaan doen, die oomblik vir dit om op te daag, is hier, begenadigde. So die lyn in die sand word getrek. Dis die oomblik waar daar belofte is, en die belofte gaan oor na geboorte. Elke keer as die woord genoem word, die Griekse woord vir begenadigde is hierdie woord, dis charisto. Charisto. En recht hierdie woord, sien ons hierdie charisto oomblikke, waar ouens soos Israel of selfs Maria, hulle sê, maar Here, ons kan nie so aangaan nie. Ons bid vir hierdie uitkoms, ons bid vir hierdie ding, en Here, ek sien fisies niks. Maar dan is daar 'n charisto oomblik, waar die belofte oorgaan na geboorte aan die belofte. En dis wat gebeur, die oomblik, toe Gabriel by Maria kom, en hy sê vir haar, jy gaan geboorte gee aan hierdie seun. En dis vir my so mooi, dis vir my so mooi. Almal van ons het ergens 'n belofte in jou lewe waarvoor jy nog wag. Almal van ons het ergens 'n profesie of 'n woord of iets wat ons net eenvoudig glo. Hierdie ding is van die Here af, waarvoor ons nog wag. Dit kan wees vir 'n kind, dit kan wees vir 'n werk. Dit kan wees vir 'n oomblik waar daar versoening kom in 'n familie. Almal van ons het ergens daai behoefte, daai belofte. Almal van ons het ergens daai ding waarvoor ons hoop. En dis die mooi ding van God. Elke belofte van die Here het 'n charisto oomblik. Elke belofte van hom is ja en amen. Is ja en amen. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê hierdie. Dit sê, want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat ons, om God te verheerlik, daarop amen sê. So al sy beloftes is ja en amen. Ja beteken dat daai belofte wat in jou hart of in jou gees sit, waar die Here jou herinner in hierdie tyd, daai droom wat dalk nie gebeur het hierdie jaar nie. Ja beteken dat daai belofte deur Christus self goedgekeur is. En die amen is ons reaksie op dit. Die amen is ons reaksie op sy woord en op sy stem. Die amen is daar die aksie waar jy sê, maar ek gaan aanhou vashou aan hierdie belofte en ek gaan voorberei om in die geboorte van die belofte in te stap. Soos wat Maria hulle moes doen. Onthou, God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Maar vir ons om oor te gaan van belofte na geboorte aan die belofte, is daai amen reaksie nodig. Hoe lyk 'n amen reaksie? Dis hierdie proses. Dis 'n proses van vernuwing, van groei en van gehoorsaamheid. Vernuwing, groei en gehoorsaamheid. Vernuwing sê, ek sien iets goed in my lewe, wat besig is om my af te trek. Hier's mense wat nie goed is vir my nie. Hier's 'n verlede waaraan ek die heeltyd vasthou. En vernuwing sê, ek vernuwe my gedagtes, sodat ek ontvanklik is vir dit wat God nou wil doen. Groei sê, ek spandeer tyd in sy woord, ek spandeer tyd om te bid in die gees en te veg in my geesmens, sodat ek kapasiteit het om te ontvang wat hy op my tafel kom sit. As ek in 'n huwelik die voorbereid is om my vrou volledig te ontvang en sy vir my nie, gaan dit uit mekaar uitval. Daar's 'n groeiproses nodig. En dan saam met dit gehoorsaamheid, om gehoorsaam te bly aan die woord, aan die waarheid van God. En dan ergens op 'n stadium, dis die amen reaksie, en dan ergens op 'n stadium, op die Here se tyd, word daai belofte, daai plan vir jou, daai profesie vir jou lewe, 'n charisto oomblik, waar dit gaan vanaf belofte na geboorte vir die begenadigde. So vir jaar in en jaar uit, by die Israeliete, hulle sê, Here, gryp in, ons kort 'n koning, ons kort 'n Messias. Baie van ons bid, ons sê, Here, ek het nodig dat U inkom en verlossing bring, in hierdie plek, in hierdie ding. En hulle bid, hulle vra, Here, gryp in, en skielik reageer die hemel, in hierdie charisto oomblik. Dis tyd vir die geboorte
van die belofte. So Gabriel kom na Maria toe, en hy sê vir haar hierdie, kom ons lees saam, Lukas 1 vers 29. Dit sê, sy was verbuisterd. Verbuisterd beteken verbaas. Die woorde, en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys aan jou genade. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Jy sal swanger word. Hier staan Maria. Daar stadium is sy maar 13 of 14 jaar oud. Here, ek wil nie nou swanger word nie. Ja, sy is verloof. Ek wil nie die pyn dra van 9 maande nie. Here, ek wil nie daai doen nie. Kan jy dink wat deur haar gedagtes gegaan het? Maar Gabriel, was jy al daar by Tannie Charmaine in 7de Laan? En sy is oulik. Ek dink wat al hierdie goed gespeel. Ek dink nie in haar menswees wou sy die pyn dra van haar swangerskap nie. Maar daar was 'n belofte. En hier staan 'n engel voor haar en sy besef, sy is op pad om geboorte te gee aan die belofte van 'n Messias. Baie van ons staan op 'n plek waar ons sê, Here, ek wil nie deur daai rivier gaan nie. Here, ek wil nie deur daai pyn gaan nie. Here, ek wil nie oor daai berg loop nie. Dit maak seer. Ek wil nie daai foon optel en bel nie. Ek wil nie dit doen nie, want dit is seer, Here. Maar aan die einde van die pyn is daar die geboorte van 'n belofte. En daarom kon sy vashou. En daarom het sy aangehou om haarself voor te berei. Sy kon aanhou wag vir hierdie geskenk wat kom. Werk het sê op die geskenke. Ons het so 'n paar weke terug ons kersboom opgeslaan. Ons glo nie regtig dat dit een of ander heidense koppeling het nie. Het gaan in elk geval nie vir ons oor die geskenke nie. Maar ons het al so 'n paar geskenke daar vir ons seentjie en vir die neefies en so aan. En weet jy wat die mooiste ding? 'n kind kan nie wag vir 'n geskenkie. So ons sien hoe die geskenk gehaal gaan word, en dan sal agter die bank, nou hoor jy net, tik, 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 tik. Dat is gedink. Hoe mooi sal dit wees, as ons in hierdie Kerstyd, soos kinders raak oor die beloftes van die Here vir ons lewe. En amper agter die bank gaan sit en sê, Here, ek herinner jou net die geskenk. Ek wil hom nou al oopmaak, maar ek weet op u tyd. Ek weet wanneer u bepaal. En op 'n stadium gaan die Here geboorte gee aan daai belofte in jou lewe. So wat het Gabriel gedoen? Hy het hierdie goeie nuus kom oordra. Maar saam met die goeie nuus moes Maria haarself voorberei om die belofte te kan ontvang. So die engel gaan dan verder, hy moedig Maria aan, hy sê Lukas 1 vers 32. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal om die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Kan jy dink, dis die belofte vir 'n 13 of 14-jarige. Jy gaan geboorte gee aan die koning van die heelal. Wat 'n heilige oomblik. Maar Maria sê dan vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang gehad het met 'n man nie? So met ander woorde, ek hoor jou Gabriel, maar hier is natuurwette. Die sekere goed wat in plek moet wees, en jy sê dan, sonder daai goed gaan ek geboorte gee aan Jesus. Hoe kon dit gebeur? Dit was die grootste wonderwerk in die geskiedenis van die wêreld. Want sien, die een wat die natuurwette in plek gesit het, het ook die mag om dit te beheer en te buig. En ons besef dit baie keer nie. Daarom weet ons, dit kan reën in 'n droë seisoen. Daarom weet ons, 'n gebreekte been kan genees word deur 'n onsigbare gees. En net so weet ons dat 'n maagd geboorte kan gee aan die seun van God. Want wanneer die seun of wanneer die gees opdaag, is daar die Charisto oomblikke. Maar God. So die engel antwoord aan vir Maria, en hy sê, Maria, hier is hoe dit moontlik is, Lukas 1:35.
Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. En dan sê hy, kyk, 'n bloedverwante van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. En Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos u gesê het, en die engel het van haar weggegaan. Sien, ons praat anders in ons gebede, ons reageer anders in ons omstandighede, ons getuig anders, wanneer ek besef, dat Jesus hierdie ook vir my kan doen, wat geen mens vir my kan doen nie. Ons praat anders in ons geloof, ons dink anders oor God, as ek besef, dat daai beloftes van die woord, daai beloftes van Kerstyd, nie net vir die ou langs my is nie, maar ook vir my. Daar's iets waaraan ek kan vashou, daar's iets waarvoor ek moet voorberei, om in dit in te kan stap, en dan gaan die storie verder, Lukas 1:39. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en hastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy aan Sagaria, wat Elisabeth se man was, Johannes se pa, sy huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie Johannes en Elisabeth se moederskoot beweeg, en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. So Johannes die baba tel in die Gees op, hier is die verlosser, hy is hier. En dan begin hy beweeg en hy begin skop, soos wanneer 'n swanger vrou sjokolade eet, en hy barbecue dans van joy. Wat twee seentjies van ons, elke keer as my vrou 'n spesifieke ding geëet het, en albei hulle eie ding gehad, dan begin hy babatjies beweeg. Hoe mooi is dit? Dat hy die Gees van God optel. En dan sê dit, en selfs Elisabeth was gevul met die Gees van God, en dit was vir hierdie bevestiging, hierdie is van God af. Hierdie is die belofte. Almal van ons het ergens 'n bevestiging nodig, dat daai ding wat in jou gedagtes broei, dalk is dit 'n besigheidsidee, dalk is dit 'n skoolding, dalk is dit 'n familieding. Ons het ergens 'n bevestiging nodig, dat dit wel 'n belofte van God is. En die Gees bevestig dit vir ons, op sekere maniere. Een daarvan is, jy gaan hierdie maar God oomblikke hê, maar toe daag God op. Ander van dit is, jy gaan dalk in 'n hospitaal staan, en die dokter sê, jy sal nie glo nie, ons kon toe iets doen. Ander kere staan jy by 'n kind en hy sê, ja, dokter sê vir jou, daai Here wat jy dien, het sy hand oor hierdie kind gehad. Ander kere in 'n besigheid, wag jy vir 'n betaling vir maande lank. En jy vra, Here, is dit nog u plan vir my? Is dit nog u belofte vir my? En skielik kom hy ding in. Maar God, oomblikke. En dis die bevestiging wat jy nodig het. So Gabriël gee vir hulle hierdie belofte. En wat hy vir hulle sê, is berei voor, want die Here is op pad om geboorte te gee aan 'n belofte, wat die geskiedenis vir ewig gaan verander. Elkeen van ons dra 'n belofte in ons hart, wat die geskiedenis van jou gesin, selfs van ons dorp, vir ewig kan verander. Van ons het daai belofte of daai roeping om 'n familiepatroon van verslawing te breek, of 'n familiepatroon van skuld, of 'n familiepatroon van woede. Hier is die mooi ding, die oomblik as die Here geboorte gee, daar 'n garristoe oomblik daar is, dan val al die oue weg en die nuwe is hier. Oomblik as jy in daai belofte intree, dan is daar genesing en bevryding en verlossing en opstanding en glorie en al hierdie goed wat skielik uitgestort word, want die nuwe lewe het aangebreek. En my gebed vir jou is in hierdie tyd, dat jy daai beloftes van die Here sal koester, soos Maria en Elisabeth. Dat jy daai planne van die Here vir jou gesin of vir jou eie lewe sal bewaar in jou hart en in jou gees. My gebed vir jou is dat jy in 'n plek van vernuwing en groei
sal stap en gehoorsaamheid. En dat jy sal sien hoe die Here geboorte gee aan 'n belofte in jou lewe. En mag dit vir jou so wees. Mag jy daai wonderwerk voor jou oë sien afspeel in die Kerstyd. Amen. Kan ons vra, kom ons sluit hierdie diens af met volle bors. En ons bring vanoggend vir die Here die eer. So kom ons staan, dan gaan ons saam sing en dan gaan ons die seën uitspreek. Hier is my lewe, maak dit bruikbaar voor die troon. Here, neem my lede, as my hart vraag na u vrede, sodat ek u lig kan sien, sodat ek u ryk kan dien. Dis u wil vir my bestaan, dis u wil vir my bestaan. Here, laat die liefde van die Vader my wil omvou. Here, laat die liefde van die Vader my diensbaar hou, sodat ek die lig kan bring, sodat ek die lof besing. Dis u wil vir my bestaan, diensbaar sal ek voor u staan. Stuur my na die wat dors het, na die water van die lewe. Stuur my na waar daar nood is, na die vraag van donker harte, sodat ek die lig kan bring, sodat ek die lof besing. Dis u wil vir my bestaan, waar u stuur, daar sal ek gaan. Dis u wil vir my bestaan, waar u stuur, daar sal ek gaan. So voor ons die seën uitspreek, onthou net dat ons nie in die vakansietyd, na die tyd saam kuier nie, maar volgende jaar skop ons weer af met groot dinge. Ons sien jou volgende week vir 'n volgende tyd in die Here se teenwoordigheid, dan op Kersdag 8:00 die oggend, baie opgewonde daarvoor. Onthou ons gesamentlike geloftedagdienste by PPK, by NG Sandra, en ek dink AGS Sandra het ook 'n gesamentlike diens, waar al die kerke saamkom, maar ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag sy beloftes deurbreek in elke area van jou lewe. En mag jy sy vrede ervaar. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Dankie dat jy ons seën. En 'n mooi week verder. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God.